vir ons lees 'n paar verse uit Jesaja 42. Jesaja 42 is 'n baie bekende gedeelte, so ek gaan nou die kans vat om dit sommer aanlyn of digitaal te lees. Dan kyk ons of dit gaan werk, en dan sal ek terugkyk van die monitor en die gees gegee, soos die ou mense gesê het. Hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê God, die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het. Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer. Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op aarde beweeg. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep, ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voordat dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. Tot sover lees ons saam. Mag die Here sy woord seën by die verkondiging daarvan. Die tema is Jesus Christus as dienaar, maar julle gaan agterkom, ek gebruik dit wisselterme, dienaar en knegg. Nou vir die jong mense veral, aan die een kant is die woord selfs dienaar vir hulle vreemd, knegg is nog meer vreemd. So kom ek verduidelik dit, as jy in iemand se diens is, as jy in die ou tyd, in die antieke tyd, was jy 'n knegg, jy was iemand wat rondgestuur was, jy het gedoen wat die eienaar, soos 'n slaaf, het 'n baas, 'n eienaar. Maar as jy aangestel was, of dit nou 'n slaaf was, of 'n dienaar was, maar jy was 'n knegg, in die sin, jy was in diens gestel. En dit is, hoekom ek die tema gekies het, omdat dit gaan juis oor hierdie hele saak. By die intrapslag, sê die teks, ek het iemand, aankondiging deur God, aangaande iemand. So God kondig aan, daar's iemand wat 'n diensknegg is. Daar's iemand wat ek aangestel het. Maar as jy die vorige teks kyk, en jy kyk net bietjie later in Jesaja 42, dan kom jy agter dat Israel van ouds, die volk Israel, was die dienaar van die Here, die diensknegg van die Here. Hy het hierdie plan gehad met sy volk. Wanneer hy al na Abraham toe kom, dan het hy die belofte dat al die nasies sal deur die versameling van geroepe gelowiges, die volk van God, die verbintenis wat hy met hulle maak, die verbondsvolk, almal sal geseën word deur God se dienaar, sy volk. Dwars deur die Ou Testament het hierdie verskynsel dat dienaar word op twee maniere gebruik. Hier's 'n iemand wat op hierdie stadium nog nie so duidelik is wie gaan dit wees nie of wie dit is nie, maar is baie duidelik dat deur God se toedoen stel hy iemand aan, en dit was Israel van ouds met wie hy 'n spesiale verhouding gehad het om sy dienaar of knegg te wees sodat die wêreld geseën kan word. Die tragedie is selfs vandag dat die gedagte wat ons het is, as ons aan God behoort, gaan dit oor die seëninge
wat na ons behoort te kom. Daar's altyd 'n vorm van transaksie by betrokke in ons waarneming, in ons denke. Ons sukkel om daarvan los te kom. Ons dink nie altyd in terme daarvan dat ek is op 'n manier die kanaal waarmee God die ander mense bereik, die wêreld bereik nie. Ek wil nie die kanaal wees nie. Ek wil die eindpunt van ontvangs wees. I want to receive the best. Dis hoe mense dink. Maar hulle gaan dit nooit erken nie, want hulle is te skaam. Want is mos selfsugtig. Maar baie keer is ons almal so. So dis iets om teen te waak. God het 'n beplanning gehad van die begin af. Het hy dit duidelik gestel? God, dit was sy plan. In hierdie geval sê hy, ek stel aan 'n dienaar. Ek roep iemand as 'n diensknegt. Nou om dit beter te verstaan, moet ons verstaan, dit is Jesaja wat aan die woord is. So kom ek gee net 'n bietjie van 'n agtergrondsinligting. Want dis 'n vraag, is dit geskryf lank nadat Jesaja geleef het? Want ons weet Jesaja het geleef hier rondom, of sy bediening was hier rondom 740 voor Christus, 740 tot omtrent 700 voor Christus. Min of meer. Maar hierdie gedeelte wat hier ter sprake is, dit getuig van 'n ander tyd. So het Jesaja dit voorspel, of was daar latere geskrif wat geskryf is, wat aangeheg is onder die naam van Jesaja, omdat die profeseë waar geword het. Dit bly 'n oop vraag onder geleerdes. Baie mense sal sê, dis voorspellings. Dan sê hulle, Jesaja was geskryf, die hele boek was geskryf deur Jesaja op een slag, en dis dit. Anders sê, daar's 1, 2 en 3 Jesaja, en dit was dele wat bygekom het. Dis ingewikkelde vrae, want het gaan oor die taal en so meer. Ons gaan nie daarby stil staan. Punt is, dat die Here sê, die Here God sê, ek stel iemand aan. Iemand wat as 'n verlosser gaan optree. Nou as jy verstaan, dat Israel het in ballingskap gegaan, hier rondom 586, 587 voor Christus, dan kan jy verstaan, hulle verlang na 'n verlosser. Iemand wat sal kom om vir hulle verlossing te bring. So daarom het baie mense gesê, hierdie gedeelte, dit slaan op Kores. Cyrus the Great, the Persian, hy het die Babyloniërs oorwin. Nou as julle hou van die geskiedenis, en as julle baie hou daarvan, daar's 'n uitstekende boek, dink ek, op Audible, Between Two Rivers. Dit gaan oor die geskiedenis van onder andere 'n vrou, 'n dogter van Nabonidus, maar dit kan julle gaan luister. So kom ons sê vir mekaar, dat hierdie gedeelte in mense se verwysingsraamwerk, ek het verlossing nodig, ek is in ballingskap. Jy kan dit so interpreteer. Maar nou gaan dit oor 'n ander vraag, en ons gaan by mekaar moet bly in hierdie hele gesprek, want dis so mense die Bybel lees, jy vra, jy kry antwoorde. Nou gaan 'n mens na die ding van, die knegt is geroep deur die Skepper God. Dis ongelooflik belangrik om dit te verstaan, dat dit God self is, wat hierdie knegt roep, wat hierdie dienaar roep. Dit is nie sommer maar net iemand wat self na vore tree nie. So die vraag is, hoe was Kores die Grote? En hy was 'n tipiese Persiese koning, en hy was glad nie so soos hierdie koning waarvan gepraat word, of hierdie knegt wat eintlik 'n koning is nie. So kom ons praat oor hierdie persoon. Nou begin ons te wonder, is daar dalk iemand wat gaan kom, want hulle het nog nie geweet van Jesus nie, maar hoe is hierdie knegt? Hy is iemand wat nie sal hard praat, skree, raas. Hy sal nie met geweld optree nie. Hy sal nie bombasties wees nie. Hy sal nie ingryp nie. Hy sal nie oorwin nie. In die antieke tyd, en ek is besig om die boek te luister van The Life of the Caesars, wat Tom Holland vertaal het, die ou werk van Suetonius. Nou ek waarsku julle, asseblief, as julle dit wil luister. Ongelooflike goeie agtergrondsinligting, but it is so tedious. Dit is in 'n sekere sin so hartseer. Tedious in die sin van soveel moord, soveel dood. Wanneer Gaius
Oftewel Caligula, wanneer hy na die een vrou kyk, dan sê hy vir haar, jy is so mooi, maar dit is net met my vingerwysing, dan is jou nek af. En hy het dit gepraktiseer. Mense is doodgemaak teen 'n tempel wat jy raak later versadig. Jy kan nie meer nie van al die doodslag, van the whims of the Caesars. En almal van hulle. Jy weet, ek het nou gedog Tiberius was eintlik nie so sleg nie. Genade. Ek voel te skaam om te sê wat hy alles aangevang het. Dan praat ek nie eers van Julius Caesar nie. Keiser Augustus, hy was een van die beteres, maar hy was ook maar so. Maar die realiteit is, hier is 'n knegt ter sprake, wat so anders is, wat so totaal en al lewensvreemd anders is. Dis wat God sê, hy gaan iemand stuur, wat die teenoorgestelde is van alles, wat hulle ooit aan gedink of voorgestel het. Nou, hoe gaan daar die een wees? Hy gaan nie die een wees wat hom laat hoor nie. Hy gaan nie die een wees wat hom laat geld nie. Hy gaan die een wees wat nederig is. Maar dan wat vir ons spesifiek so kosbaar is, hierdie knegt het deernis met die swakkes, die moedeloses. Daar word twee beelde gebruik. Die geknakte rietjie, die papierusrietjie. So as jy nou wil dit sien in terme van iets wat jy mee skryf. Dit is weglaatbaar, dis weggooibaar, dis nutteloos. Wat is in jou huis regtig so nutteloos, dat jy dink nie eers 2 keer om dit maar net weg te gooi nie. Jy gaan dit nie bewaar nie. Selfs daardie ou pennetjie wat gebreek word, of gebreek is, dit kan jy nie lap nie. Dis ook nie nodig nie, want jy tel 'n ander en op jy breek 'n ander enetjie af en jy maak 'n nuwe enetjie, 'n nuwe pen vir jou. En jy ou lampyp wat besig is om te flikker. In plaas daarvan dat jy hom knip en dat jy hom mooi weer in die olie insit en dat hy weer brand, gooi hom maar net weg, want hy's nutteloos. Een van die slegste ervarings wat ek gehad het in die bediening was 'n man wat sy vrou hom verkil het. Nou, dat wil ek vir geen oomblik sê dat dit korrek was nie. Dit was verstaanbaar binne die omstandighede. Dit was nie noodwendig aanvaarbaar dat dit gebeur het nie, maar dit was verstaanbaar. Want hy was nie iemand wat lekker was om mee saam te wees nie. Maar hy was lief daarvoor om die hele tyd te vertel van damaged goods. Hy het die hele tyd voor haar kop gegooi dat sy damaged goods is. Dat sy minderwaardig is. Dat sy nie goed genoeg is nie. Sy sou in der ewigheid nooit goed genoeg kon wees nie. Sy sou nooit weer kon herstel nie. Dit was haar identiteit. So baie keer is ons platgeslaan deur omstandighede, en ek sê dit nie vir die effek nie. Ek sê dit nie omdat ek wil eintlik hê julle moet dink ek verstaan nie. Ons kom op 'n punt waar jy so moedeloos is, wat dit nie eers meer saak maak wat ander mense dink of sê nie. Jy het klaar vir jouself uitgemaak dat jy's eintlik nie veel werd nie. En baie mense kom op daardie punt waarvan ander mense niks weet dat hulle op daai punt is nie. Hulle dink so oor hulle self. Hulle is vas oortuig daaroor. Jy kan vir hulle vertel van die Here se liefde, en jy kan vir hulle vertel van hoe hulle beleef word deur ander mense. Maak geen verskil nie. Ek onthou 'n jong dogter wat by my in die finalejaasklas was. Sy het by haar pa se knie gesit. Hy was 'n volslaa-alkoholist gewees. Dan sy het by sy knie gesit, sy het so vasgehou, sy het nooit met hom gepraat nie, maar daai aand, toe huil sy en sy hou sy knie so vas en sy pleit by hom, dat hy toch sal gaan vir behandeling. Want hy is vir haar kosbaar. En ek sal nooit daai gesig vergeet, hy het daar so gekyk. En toe kyk hy op en hy sê vir my, dis reg, jy kan my vat. En ek het hom persoonlik gevat, hy was nie die enigste. En ons het gegaan, en hy het behandeling gekry. En ons het hom 6 maande later begrawe. Maar ek sal dit in my lewe nie vergeet, daardie trauma. Dit is nie net die een keer wat ek dit gesien het nie, talle kere, ongelukkig.
talletjie. Damaged goods. Nie goed genoeg nie. Mense kom maklik op 'n punt dat hulle vir hulle self uitgemaak het. Ek het die sonde teen die Heilige Gees gepleeg en miskien het jy in 'n oomblik van waansin, woede, ongelukkigheid, hartseer, het jy uitsprake teenoor God gemaak. Ek het hoeveel keer al gedink, hoekom praat predikante nie daaroor nie, asof dit niemand doen ooit sulke goed nie. En as jy dit doen, is jy outomaties verdoem. En daar's altyd mense wat bereid is om jou te verdoem. Maar hier staan, selfs daardie lampet, wat nutteloos was. Hierdie diensknegt, hierdie dienaar, hierdie iemand wat gestuur gaan word, sal deernis en begrip en aanvaarding, hy sal hulle optel en bymekaar maak. Jy sien, as jy dit verwerp, dan verwerp jy nie net 'n teorie, nie net 'n waarheid nie. Jy verwerp die wese van God. Jy sê nee, dis nie hoe God is nie. Maar dis presies hoe God is. Dis presies dat hy daai kind wat van kleins af vertel word hoe sleg hy of sy is. Want dit gebeur in jou kinderjare. En na die eerste 7 jaar van jou lewe, ou mense sal op hulle sterfdag nog vir my vertel van wat met hulle gebeur het. Wat ouma verbatim woordeliks vir my gesê het. Hoe sy na my gekyk het. Wat hy aan my gedoen het. Die manier waarop hy teenoor my opgetree het, ek was 'n gebruiksartikel. Ek was misbruik en ek was weggegooi. En ek het getrou en hy het dieselfde met my gedoen, want ek is 'n gebruiksartikel. Hoeveel kere het ek nie dit gesien nie? Dit is nie 'n punt dat dit is afgehandel nie. Daar's iemand wat hulle bymekaar maak. As ek en jy nie dit kan aanvaar van die wese en die aard van God nie, wat se troos is daar vir ons? Wat se tipe godsbeeld het ons? Hoe is God? Vir baie mense is God 'n korrekte God wat korrektheid vereis. Sien julle die hele tyd? Daar is 'n kruis die hele tyd as agtergrond. Die knegt met deernis. Die knegt het deernis met die swakkes, moedeloosheid. Met die moedeloses, met die damaged goods. Maar daar is 'n kruis. Deur die kruis heen, dit al klaar, sê die kommentatore ook, daar hang die een wat gebreek is. Daar is die een wat nutteloos weggegooi is buite kan die stad. Daar is die een wat sy ou pytjie uitgedoof is en wat te sterwe kom. Dink mooi, kyk weer, sit dit op repeat, lees weer. Ek moet dit elke dag doen, die Here doen dit elke dag met en deur my. Maar daardie een is die tussenganger. Hy is die middelaar, die volgende skyf, hy is die middelaar. Hy is die een soos Israel van ouds, wat na die nasies, en 'n sekere sin die seëninge moet laat deurvloei. Ons gaan nou kom by wat die seëninge is. Hierdie een wat kom is die knegt. Hy is die een wat die middelaar is. Daar gee ek al klaar iets van die verstaan, van die geheimenis. Die meeste skrifgeleerdes vandag sê vir jou, dit slaan op Jesus Christus. Dit verwys na Jesus Christus. Maar hulle het niks verstaan nog op daardie stadium van 'n middelaar, soos Christus nie. Hulle het nie verstaan van die een wat sou kom, wat so gaan optree nie. Dit het hulle nie begryp nie. Maar stelselmatig word hulle voorberei vir daardie iemand, wat tussen hulle en God sal wees, en dat die deurgang sal wees, die middelaar sal wees. Wat doen hierdie middelaar? Volgende een. Die knegt, of die middelaar, of die dienaar. Hy bring lig. Wanneer dit donker om mense is. Ek onthou my pa, sy pa is dood op 1 April 1945. Iemand het al vir my gesê, jy onthou te veel goed uit die verlede uit. Ek sê ja, want ek het nou al verder geleef as wat voor lê.
Ek is nou al amper op daai ouderdom. Ek wil nie nou ouer klink as wat ek is nie, maar dit is so. Al die bediening, ervaring. My pa het altyd vir my vertel, dan sê hy vir my kind, die lig het vir my ondergegaan, daardie Saterdag, daardie Sondagmiddag. Dit was vir my donker. Was my donker. Ek het geen lig gesien vorentoe nie. Dit is metafore wat ons gebruik. Ek het geen lig gesien. As geen hoop meer nie. Teks sê dat hy is die een wat die lig bring. Hy bring die lig in die sin van nuwe hoop, nuwe moontlikhede waarvan ons nie weet nie. Dit is wat hier ter sprake is. Daai iemand, Jesus Christus, is die een wat die lig in die duisternis bring. Kyk 'n bietjie wat gebeur wanneer hy in die kruis hang. Wanneer na sy dood is daar duisternis. Maar ons weet, die lig van die nuwe dag is al klaar besig om te breek. Die opstanding van Jesus Christus. Die knegt bring die lig. Hierdie prentjie wys dit so mooi. Hy bring die lig. Die hoop, die nuwe begin in mense se harte. Dis hoekom ek so lief is vir 2 Korintiërs 5 vers 17. Die nuwe skepping in Jesus Christus wat vir ons nuwe hoop en nuwe lig bring. Daarom kan ons mekaar sê volgende dat hy gee nuwe perspektief van mense. Baie keer 'n prediking te doen daarmee. Hier kom mense in en ek is deel van die mense, van ons. Jy kom na die teks toe met 'n voorverstaan vir die Duitsers onder ons. Die voorverständnis. Ons kom met 'n voorverstaan en party van ons se voorverstaan is so sterk dat die Bybel kan praat net soos hy wil. Ek glo soos ek glo. Man, jy kan maar net die Facebook kommentaar lees, dan kan jy sien. Elke een het 'n oortuigende opinie. Jy moet kyk weer, luister weer, wat sê die teks? Want die Here God, wat agter dit alles is, gee vir jou nuwe perspektief. As ons dit nie glo nie, wat maak ons mense? Wat maak ons? Hoekom bid ons dan dat die Gees? Want dit is die saak wat ek nog nie eens aangespreek het. Toe hy aangestel is, was dit die Gees van God wat op hom is. Hoe weet ons dit? In Matteus 3 weet ons van die Here Jesus se doop en met Epifanie, dis die tyd wat ons in is. Dit gaan oor die Here se doop. Toe die Gees op hom gekom het, toe is daar gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Daarom weet ons, dis God wat sy seun aanstel, dis Jesus Christus. Is dit nie wonderlik? Deur die Heilige Gees wat in jou en my harte werk, kry ons nuwe perspektief. Weet julle wat is my hartseer? Ek het dit 'n paar keer in my lewe gesien, 'n hele paar keer. Het ek gesien waar 'n man of 'n vrou, en dit aan weerskante toe al gebeur, waar 'n man of 'n vrou skielik tot 'n verdiepte toewyding kom aan God. Dit veroorsaak 'n verskriklike konsternasie vir die ander party. Dan word daar die party afgemaak. Ek kan vir julle besig hou vir hoe lank. Van die opmerkings wat gemaak word. Sy is nou 'n Bible puncher. Hy wil nou sy werk bedank om voltyds vir die Here te gaan werk. Hy word dit so afkeurend en neerbuigend en afkrakend daaroor gepraat. Terwyl die Heilige Gees mense aanraak. Ek het 'n vriend gehad, hy en sy vrou was nie gelowiges nie. Baie geleerde mense. Toe kom sy tot geloof, maar in sy geval het hy gepleit by die Here, dat die Here hom tot geloof sal laat kom, dat die Here vir hom die krag en die genade gee om hom te aanvaar as sy verlosser en zaligmaker. 'n Paar weke daarna het dit toe gebeur, dat hy ook tot geloof gekom het, maar hy was lief daarvoor om daaroor te praat. Dat sy het eerste tot bekering gekom, deur die werking van die Heilige Gees. En hy daarna. In plaas daarvan dat ek bly is as my vrou of my man toewyding het, of meer toegewyd, dan praat ek nie van die absurditeit wat hulle baie keer op sleeptou gaan agter enkele mense. Dis nie waarvan ons praat. Ons praat van 'n verdiepte verhouding met die Here. Wees bly, bid daarvoor. Bid dat julle geestelik sal groei, want die knegt gee 'n nuwe perspektief. Die kruis van ons verlosser breek ver gesigte oop, so sing ons. Gee vir ons nuwe perspektief, nuwe verstaan van die werklikheid.
Daardie knegt bring inderdaad lig in die duisternis. Dit bring bevryding uit vasgeloopdheid. Ek onthou een keer, en ding in terme van hierdie brande, dit leef die afgelope paar dae in my gedagtes, en Hendrik het vir my 'n boodskap gestuur in die verband, die voorbereiding daarvoor. Ek onthou, ons was op Stuytlerville in een Saterdagoggend, ek weet nie of ek julle al vertel het nie, want ek vertel altyd die stories. Een oggend baie vroeg, 5:30, 6:00 die oggend, bel 'n man my, hy sê, kom sien my, Saterdagoggend. Gelukkig weet ek dadelik wie praat. Ek sê, broer, ek kan nie nou daar wees nie, want jy bly naby die Beervlei dam, jy bly in Beerpoort. Dis way gone van Stuytlerville dorp af. Nou jaag ek, wat gaan aan, wat gebeur nou? Want net 'n paar weke van tevore het ek en die dokter moes ons jaag soontoe waar 'n seun of 'n jong man sy broer doodgesteek het met 'n mes. Nou kom ek daar op die plaas, hy's woedend kwaad, dit was 'n tyd van droogte, en hy skel oor God en hierdie goed wat so onregverdig is, en dit wat gebeur, en hy gaan die plaas verloor. En hy het die plaas verloor. Hey. En ek kon niks daaraan verander. En so het baie ander vasgeloop geraak deur omstandighede. En hy het dit nie van self reggekom nie. Dat dit nie miraculously verander nie, soos wat party mense vir ons vertel. Jy moet nou net reg bid, en deesdae is dit nou weer aan die orde van die dag. Julle bid in die verkeerde naam, en ek het hierdie geheime naam ontdek waardeur julle kan bid, dan sal al julle gebede bewaarheid word. Partykeer dink ek, hoeveel keer nog gaan ons met hierdie goed te doen kry? Dis 'n herhaling van ou patrone. Maar selfe mense het 'n paar jaar daarna vir my laat weet, gaan baie goed, bly in Bloemfontein, die Here het vir my 'n nuwe lewe gegee, te werk gekry, ons is baie gelukkig. Die Here het vir my 'n nuwe begin gegee. So kan ek besig wees vir lank, maar julle kan my vertel. Julle kan onsself vertel. Van toe jy vasgeloop was, in uitsigloos, in sonder hoop en in die donkerte, dat daar 'n iemand was en is, wat bevryding, regte bevryding deur sy gees in mense bring. Hy sê, die nasies wag op sy lering. Die teks sê dit baie duidelik, dit gaan oor die lering van God, die lering, die nuwe bestel, die nuwe begin. Met ander woorde, die nasies wat in duisternis is vasgevang in hulle eie kortsigtigheid. They are going nowhere slowly. Maar wat hulle nodig het, is om die boodskap van verlossing te hoor. Wat hulle nodig het, is om van die iemand te hoor wat herstel. Van die nuwe lewe in Jesus Christus. Kan ons dit vir mekaar kategories sê? Die lewe buite Christus is gedoem. Die lewe buite Jesus Christus en buite sy norme en buite sy beplanning en orde loop uit op 'n gemors. Dis onafwendbaar. Dis onafwendbaar. Dit kan nie anders nie. Want God is nie daarbey betrokke nie. So wanneer ons oor Torah praat, dan praat ons van die goddelike orde, die goddelike bestel wat van die begin af, hulle wag. Van die kommentatore sê hulle wag, hulle wil niks anders meer doen nie, want hulle het alles al probeer en niks het gewerk nie, en baie keer kom ons in daai posisie. Ek het nou al alles probeer, ek het op alle maniere gebid, en ek het al die triks getrek om God te probeer manipuleer, en dit het nie gewerk nie. Nou wag ek, dat die Gees, deur sy woord en gees, dat hy vir my sal leer. Nou wag ek geduldig, want ek verstaan dat hy nog steeds vir my lief het. Dis nie 'n aanduiding dat hy my verwerp het nie. Gaan lees maar weer Jesaja 54 vers 3 as ek reg onthou. Hierdie ding van, dat as dit sleg gaan, dan is dit net straf en verwerping. Dis nie so eenvoudig nie. Volgende week wil ek kyk na daardie saak, dan kan ons weer daaroor praat. Maar ek wag op hom. Wag op die Here Israel nou en vir altyd.
wag op die Here gelowige nou en vir altyd. Met ander woorde, laat hy jou leer binne jou omstandighede, daar waar jy sit in daardie sitkamer en die plaas is onder jou uit. En die omstandighede is van so 'n aard, ek is in 'n totaal nuwe begin. Mag die Here ons elkeen help as ons in daardie doodloopstraat kom, dat hy vir ons die lig gee, want self gaan ons dit nie kan doen nie. En dis wat daardie iemand doen. Ek het verlede week 'n gesprek gehad met Wynand. Hy Wynand. Daarmee gaan ek die preek afsluit. Jy het 'n baie wonderlike vraag gevra, 'n diepsinnige vraag, en ek en jy daaroor gepraat. En toe het ek weer in die afgelope week 'n gesprek met iemand anders gehad. Elaine, jy sal dit miskien kan onthou. Wat ons gepraat het oor hoe hierdie God is. Hoe weet die Ou Testament van Jesus Christus? Hoe weet? Wanneer in die Ou Testament begin ons te leer van Jesus Christus? Dis een van die tekste. Dis een van 'n paar knegliedere. Daar's 'n hele paar, ons kan dit met die tyd saam weer gaan herbesoek. So ons leer van Jesus Christus, maar dit is in die kinderskoene. Later van tyd gaan dit al hoe helderder word, totdat hy homself openbaar volledig met sy koms na die wêreld. Maar ons leer God. Ons leer sy natuur, sy wil, sy metodes, leer ons ken. Vanuit die Ou Testament. En dan kry dit sy hoogtepunt in die finale openbaring wanneer Jesus Christus verskyn in die wêreld, epifanie, wanneer hy manifesteer. Maar wat vir ons gesprek belangrik was, dit is voorspel. Kyk weer, luister weer. God het gesê, dit gaan gebeur. Hy het dit voorspel. Wanneer dit geskryf is, dan is Jesus Christus nog ver op die horison. 600 jaar van daar af, 500 jaar plus, van sy koms af. As jy sê Jesaja dit voorspel, dan is dit 700 jaar bykans. En dis wat God die hele tyd sê, wees soos ek. Daar's niemand anders. Hy vertel vir jou in die volgende gedeelte van die idols, die afgodsbeelde, wat skitter aan die buitekant. Hulle is mooi opgemaak. Hulle is behang met juwele. Hulle het goudplaat. Maar hulle kan nie praat nie, hulle kan nie hoor nie. God sê, ek het dit alles vir julle bekend gemaak. So die vreugde in die Ou Testament, dit wys uit die uniekheid, die andersheid van God. Dat hy dit nie net voorspel nie, maar dat hy dit doen. Want die teks sê ook, hy het die hemelkoepel oopgespan. Hy het hom uitgerek, sien iets in terme van soos 'n doek wat gevat word. Sien dit maar as jy in die oggend jou bed opmaak saam met jou vrou of jou man en jy trek daai laken en jy span hom oor die bed, so daai paslaken. Hulle sit mos altyd baie styf daai paslakens, né? Jy moet altyd omtrent rem aan die een kant om hom in te kry. So dis wat God doen, iets daarvan. Hy span die hele hemelkoepel oop. Hy is in beheer. En dan vat hy 'n hamer by wyse van Spreuke, dis die beeld. En dan slaan hy die gesig van die wêreld. Hy timmer hom tot 'n skyf. Dis die simboliek agter dit. Dat dit 'n plat skyf is. Wat sê dit? Hy sit agter dit alles. God sit agter al hierdie dinge. Daarom, omdat hy agter dit is, omdat hy dit alles onderhou, kan hy dit verander. Dis die mooiste ding. God kan ingryp in hierdie skeppinge. En hy kan dit verander. Enige ander voorspelling maak staat. Enige ander afleiding maak staat op goed wat herhaal. Die wetenskap hou hom besig met dit wat herhaal binne die skepping. Die patrone wat daar is. Die afgodsbeelde kan nie. Ook nie die profete, sogenaamde profete van die afgodsbeelde. Hulle kan net afleidings maak uit die stand van wat die ingewande, hoe dit lê. Een van die Caesars
het 'n boodskap gekry van sy toothsayer of soothsayer en toe het hy vir hom gesê, maar hierdie dier het nie 'n hart nie. Dis 'n aanduiding van is die einde van jou termyn. Wat sê dit? Dis binne die sisteem. God sê ek staan buite dit. Ek het dit alles gemaak. Daarom kan ek ingryp. Daarom kan ek verander. Daarom kan ek nuut maak. Daarom kan ek van buite af iemand laat kom. Dis van buite af. Extranos van buite af. Dis die God wat ek en jy aanbid. Nie die God wat ek en jy optower baie keer wat vasgevang is in die patrone van hierdie wêreld nie. Dis die God wat sê daar kom 'n wederkoms. Kyk, ek kom weer. Ek kom op die wolke om te oordeel wat die wat nie volgens die bestaande orde wou lewe nie, wat verwerp het dat die lig in die duisternis geskyn het. Dit is Jesus Christus. Dit is jou verlosser en my verlosser. Laat ons hom dan prys en volg en dien en eer. Aan hom kom toe die lof, die glorie. Hy sê ek gee dit aan niemand nie. Ek gee die lof en die eer wat my toekom aan niemand. Want ek alleen is God. Amen.